Om begin deur saam die Here te loof en te prys, want jy sê maar ons soek hom van ganse harte. Daag hy op met alles wie ons is, tot God groot maak. En ook in die lied daarna sing ons hoe lieflik dit is om op hierdie rus die teenwoordigheid van die Here te wees. En ons saam wees is om hom uit te wys. Saam wees gaan oor hom, om hom te vereer. Kom ons doen dit ook saam as ons hierdie liedere sing. Kom ons val die eerde toe voor hom neer. Kom ons bid. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper, hy is ons God, en sy kudde, sy skape, deur sy hand. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Christus Jesus ons Heer, deur die kragtvolle medewerking in die Heilige Gees. Amen. Kom ons eer die Vader, die Seun en die Gees, en dit gaan vanmôre juis dat Jesus Christus ons vriend is. Kom ons jubel hierdie lied saam, waarna ons saam in geloof bely.
Kom ons bely, ons geloof, ons hartheid saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. In ons versoeningsdiens gaan ons môre saam lees uit Eksodus 20, die wet wat die Here vir ons gegee het. So het God al hierdie woorde gespreek. Dit is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy, naas my, geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig, en jy mag hulle nie dien nie. Ek, die Here jou God, is 'n beskikkelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle, wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag, die Here is heilig dag. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg. Jy mag nie egbreek pleeg. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort. Die wet van die Here wys op ons eie onwaardigheid, maar die wet vat ons ook aan die hand, bring ons Christus. Christus is die herder wat sy lewe vir ons afgelê het en wat ons gesê dat niemand kom na die Vader behalwe deur my. Kom ons vestig ons hoop op Christus alleen, met die woorde van Psalm 119, 62 en vers 63, en waar ons weg baie keer gaan, van wat ons weet, voor die Here se oë reg is. Kom ons bely dit, ons vra dat die Here ons deur sy Gees terugbring Christus toe, en vir hom kan navolg. Terwyl ons hier bly sit, Psalm 119, 62 en 63.
baie, loop dit saam. Vader in die hemele, aan die hele skepping roep U groot en heilige naam uit. En as ons vanmôre sou stil bly, sou selfs die klippe dit uitroep. U alleen waarlik God is. U is die een wat al die natuurkragte in U hande vashou. Want alles gebeur, alles draai, alles wentel, soos wat U bepaal het, soos wat U besluit het, en soos dit ook waar in elkeen van ons se lewe. U is die God wat reën gee, die God wat reën wegvat. Asemteug vir asemteug, leef en beweeg het. U was dit. Daarom raak ons stil as U kinders, in aanbidding. En ons sag vir U heiligheid, U grootheid, U goedheid, soos ons het ken in Jesus Christus, ons verlos. Ons herder, ook ons vriend, sy eie lewe gegee, sodat ons die kinders kan doen. Vader, ons bely ons sonde-swakheid, U het reeds gehoor, dat ons is soos 'n skaap wat al ewig vol wegbreek. Daar is niks goed in onsself nie, daarom is al ons hoop en ons verwagtinge, ook in hierdie oggenduur, op Christus alleen. Lei ons in 'n ware geloof, dat ons as swakte nietige mense kan volg, kan steun. Stuur ons liefde vir Christus aan deur U Gees, sodat ons hom ook van harte kan lief hê, dat ons elke dag vir sy aangesig kan wandel. Lei ons nou in die lig van die woord en die waarheid daarvan. Wees U self die bedienaar, bring U self tot bekeer, daar waar bekering is. Dit bid ons in Jesus. Amen. Voor ons gaan saam lees, Skrifruiming 3:5 vers 6 en vers 7, die aand voor sy kruisiging het Jesus vir sy disippels gesê dat hy sy lewe gaan aflê sy vriende. En dit wat werklike vriendskap is. En hy het sy lewe vir ons gegee die volgende. Kom ons sing daarvan, kom ons staan, as in ons Skrifruiming 3:5 vers 6 en vers 7. Jy kan staan as jy wil, Johan. Ons skriflesing kom uit Openbaring 3. Is daai brief van die opgestaande Here aan die gemeente van Laodicea. Openbaring 3 vanaf vers 14. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Laodicea. Dit sê die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar koud of warm? Maar omdat jy lauwarm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Omdat jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy besef dat jy elend, en bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak. Raai ek jou aan, om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer, sodat jy ryk kan wees. En wit klere, sodat jy jou kan aantrek en die skaamte van jou naaktheid nie sigbaar word nie. En salf om in jou oë te smeer,
sodat jy kan sien diegene wat ek liefhet. Rustig is. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy saam met my. Die oorwin sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon sit. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Mag ons ore hê en luister die Gees vir elkeen en sê vanmôre. Ons gaan fokus op hierdie woorde in vers 19 en 20. Diegene wat ek lief het, berustig en tug ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy saam met my. As iemand wat as 'n propperdopper grootgemaak is ek geleer dat daai bekende Halleluja liedjie wat 'n vriend het ons in Jesus, dat dit nie 'n goeie liedjie is. Jesus is nie jou vriend. Hy is nie jou speelmaat nie. En ek kan verstaan waar dit vandaan kom. Jesus is nie jou speelmaat. Maar wie nooi jy vir ete? Of na wie toe gaan jy as jy 'n bietjie wil gaan eet en gaan kyk? Sal jy met my saamstem? Dis wat vriende doen. Selfs as ek my grootste vyand nooi vir ete of hy vir my, dan gaan dit meeste van die tyd daaroor dat ons mekaar moet bevriend, dat daar vrede tussen ons moet kom. As Jesus deur sy woord en sy gees aan reeds gelowiges, die gemeente van Laodicea sê en skryf, ook aan die lidmate van ontdekkers, dan sê hy vir ons, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, saam met hom eet en hy saam met my. As Jesus hierdie woorde skryf, kom hy vanmôre opnuut. Hy soek ons op as ons vriend. Hy wil jou vriend wees en hy wil hê jy moet sy vriend wees en saam eet. En ons hoor af vir dit speel. Ongelukkig lewe ons in 'n tyd waar vriendskappe al hoe minder word en die wat daar is in baie gevalle so oppervlakkig. Dit sal ons soms dronk om te sien hoe oppervlakkig verhoudings in ons samelewing geword het. Want ons almal bly agter hoë mure. Ons het groot heininge met elektriese hekke. Dis nie soos jare terug waar gou kan afstap in die straat en by iemand gaan kuier en sy voordeur klop nie. Dit is al moeilik geraak om by iemand te gaan kuier. Verder is die meeste van ons, miskien die jonger generasie, ons kan verbaas wees hoe baie van ons ouer lidmate is al so vasgevang in ons Netflix, in ons Showmax, in ons internet. Dit is ons beste vriend geword. Dit is net gemaklik in my eie sitkamer. Dit is moeitevry. Dit vra niks vir my nie. Ook moet ons nie die gevolge van COVID vergeet nie. Almal maklik geraak in die eie huis. Die dominee in. Ons het lekker gemaklik in ons eie huise geraak. Soveel so, dat ons nie meer graag kuier nie. Die agteruitgang van vriendskappe en die minder word van ons vriende het 'n wesenlike uitwerking op ons verhouding met Christus. Dit moet. Buiten dat ons besig is om te vereensaam, staan ons al hoe minder af op mekaar. Hiermee saam veroorsaak die druk van ons samelewing, die eise van ons werk en ons gesinne, al die eise wat dit op ons stel, raak dit dat al hoe meer van ons beweeg daagliks tussen baie mense. Maar eintlik ons Here en Verlosser weet, daar is 'n vriendskap, daar is 'n heerlike saamwees, waarna elkeen van ons smag. En dit is 'n vriendskap wat net hy vir ons kan gee. En die wonderlike liefde, hy sal alles doen
sodat ons en hy hierdie vriendskapsverhouding kan hê. Die gemeente in Laodicea was gevestig in een van die mees gevestigde stede van die Romeinse Ryk van destyds. Die woorde welvaart en voorspoed het hierdie stad raak geskryf. Nie net was hierdie stad op 'n belangrike handelsroete gewees wat gesorg het vir goeie besigheid nie. Dit was 'n besigheidssentrum waar mense ryk geword het, geld gemaak. Maar hulle swart wolklere waarvoor hulle wêreldwyd bekend was destyds, het jaar vir jaar die eerste prys op elke mark en op elke veiling gekry. Ook was daar in Laodicea 'n mediese skool wat 'n gesogte oogsalf gemaak het wat wêreldwyd bekend was en verkoop. Daar was nie 'n probleem en uitdaging in Laodicea gewees, en dit was daar. Daar was 2 bronne so 10 km weg van hulle. Die een bron se water het oor 'n klomp klippe gespoel en dit was 'n warmwaterbron. By die tyd as dit by Laodicea uitkom, was dit nie warm nie en dit was ook nie koud nie, maar dit was walglik om te drink. Dit is soos brakwater. Nie van julle het al brakwater geproe, dit is bitter. Maar gelukkig, sukses, welvaart, het hierdie probleem vir hulle opgelos. Hulle kom met 'n aquaduc 10 km ver van Kolosse, waar hulle lekker drinkwater aanlê. Destyds het 'n soort pypleiding was maar 'n aquaduc gewees. Hulle het dit dan, hulle sukses, het dit ook verseker dat daar dan water in Laodicea. Jy sien, die sukses van die stad was so deel van die denke van die inwoners, van die lidmate in die gemeente van Laodicea. Daarom was hulle groot gevaar, nie die onderdrukking van heidene of van Jode nie, nie ook dat daar valse leer binne die kerk sal binnekom nie. Hulle was vasgevang in 'n tevrede toestand. Onkomlik. Op alle terreine was hulle suksesvol en dit het gemaak dat hulle nie eers agtergekom het nie. Dat hulle ook so met die Here begin omgaan het nie. Hy was daar, hy het kerk toe gegaan, al die regte dinge gedoen. Maar hulle het ook goed op hulle eie klaar gekom. Hulle sukses was hulle sukses gewees. En tog as die opstaande Here hulle beskryf, dan beskryf hulle met hierdie woorde: dit is ellende. En bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak. Mense, dit is verskriklik. Dit is verskriklik. As gelowiges was hulle die ongelukkigste mense wat daar kan wees. Dit is wat die woord ellendig beskryf. Ellendig. So pateties dat niks van die Heilige Gees se krag in hulle harte en in hulle lewens te bestuur was. Vol van hulle self. Hulle aangegaan elke dag, soos die vorige dag, soos die vorige dag, soos die vorige dag. Niks kos. Hy het nog eredienste baie gewoon en hulle dankoffers was gebring. Dalk nee. Dalk 'n groot kerkgebou met die mooiste in die binnekant. Uiterlik moes hulle maar net nog 'n goeie gemeente gewees het, wat alles doen soos wat vir hulle geleer is, maar daar was 'n liefde. Daar was 'n innigheid, 'n egtheid, 'n warmte, 'n krag in hulle geloofslewe wat ontbreek het. En hierdie liefde is net te vind in 'n egte, warm, persoonlike verhouding met die opstaande Here. Kerkwees sonder verhouding. Maar harte was nie koud. Maar was dit nie 'n warm passie in hulle harte vir hom nie. Christus se saak was nie hulle saak gewees. Hulle het so 'n lou, warm hart gehad, wat maar net aangestarring het in verlies. Die minste oor die weg geneem het. Met watter woorde sal die opgestaande Here jou verhouding met hom vermoor? Waarvan getuig? Jou net kerk toe kom, Sondag, so nou en dan. Want hierdie week weet ek nie van my Bybel in my huis nie. Of as ek dit lees, kan ek 2 ure later nie sê wat ek gelees het nie. Waarvan getuig jou gebrek aan betrokkenheid by die kerk en by die erediens? Dalk dat Jesus, sy liggaam, sy gemeente,
nie regtig vir jou saak maak nie? Waarom getuig jy stolswye by die werk, by die skool of die markplein, dat jy 'n Christen is en dat jy met woord en dade vertel en van hom getuig? Of lyk jou lewe maar net soos al die ongelowiges daar buitekant? Waarom getuig? Jou gemaklike lewenstyl, jy ly nie honger nie en jy slaap. Jy het geen bekommernis. Daar's geen groot uitdagings in jou lewe nie. En as daar iets opduik, dan hanteer jy dit sommer self en daar's niks waarvoor ek regtig die Here nodig het. Ek en jy, nie soos Laodicea, dalk jouself genoegsaam geword in ons lewens, in ons geloofslewe. Dan is wys. Sy naam en oor sy weldaad aan die kruis gepraat, oor sy opstanding in die dood, maak niks meer regtig wakker in my nie. Het hy nie dalk over ons is 'n vriend geword, wie as hy sou kom en sy trek môre na 'n ver plek, dan sal dit nou nie eens 'n traan in my laat opdaag. Dit sal my nou nie eens ongelukkig maak. Wonderlik en dit is mooi van hierdie gedeelte. Jesus stap nie weg van God se kinders nie. Hy sal nie opgee op een van God se kinders. Die Here sal alles doen sodat ons ware vriende met hom kan wees. Ons het hom reeds gesê, diegene wat ek liefhet, berispe en tug ek. Wees dan ywerig en bekeer julle. Is opvallend, die woordjie wat ons hier met liefhet vertaal, omtrent in die hele Ou Testament is daar 'n woord vir God se liefde en Christus se liefde, die woordjie agape. Seker julle het al gehoor. Dis God se allesgee liefde. Waar daai woordjie agape elke keer vir Christus se werk en sy liefde vir ons beskryf word, word hier 'n heeltemal ander woordjie gebruik. Dit is die woordjie phileo, dit is vriendskapsliefde. Gaan hieroor as 'n vriend word. En luister nou mooi. Die opstaande Here, en hy het homself bekend gestel as die Amen. Die ware getuie van God se allesgee liefde vir ons, omdat hy aan die kruis die skuld betaal het wat ons nie kan betaal. Die ware Amen. Wat ook gesê het, die eerstgebore oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep. Alles is deur hom en tot hom geskep. Ja, die middelpunt, die doel, die stuurkrag, die beheer van alles, sê, sal ons verrus. Hy sal self ons weer sy gee, tot die besef bring van ons eie selfvoldaanheid. Hy sal ons oortuig van ons sonde en hoe ver ons eintlik van Christus self beweeg het. Dis wat die woordjie berispe beteken. Maar hy sal ons ook tug. Hy's bereid om ons deur groot moeilikheid te sit. Hy's bereid om alles in ons lewens te laat gebeur. Sodat ons nie uit elkeen. Niks gaan ons verhinder om in 'n vriendskapsverhouding met God se kinders te staan. En gedink hom maar mooi, dan lees die evangelie. Daar's 'n tyd waar die kerkleiers gesê, dan sê hulle nie hierdie Jesus, nee wat, kyk hy is 'n vraat en 'n syplap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. En net soos in die geval waar baie keer as Jesus 'n bose gees uitgedryf het en die demone Jesus erken het as die heilige van God, hierso kom Jesus se vyande. En hulle maak eintlik bekend wie hy is, hy's 'n vriend. Ja, hy's 'n vriend van prate en tollenaars en sondaars. Sy vyande is eintlik wie hy is. Ook hy baie bekende Lukas 15 met daai drie gelykenisse, daai verlore gelykenisse. Die verlore muntstuk, die verlore skaap en die verlore seun. Wat daai gelykenisse kom, is omdat die kerkleiers in Jesus se tyd is ontevrede, omdat tollenaars en sondaars het na Jesus toe gekom om saam met hom te eet. Hy bevriend die uitgeworpe het. Hy het hulle reeds deur sy gees, deur swaar kry en deur ellende gesit. Hulle is reeds deur die kerk na buitekant toe gestoot. Hulle het gesmaak na 'n
vriend. Christus het dit reeds gedoen, hy wys ons in die evangelie, vir ons berustig en vir ons stifte, sodat ons kan weet wyse Salomo sal in die Ou Testament geskryf, vriend betoon ten alle tye liefde. En daar is 'n geliefde vriend wat nader is as 'n broer. Vriende, julle kan in al vier die evangelies geneem. Hoe Jesus mense na hom gekom het, en hulle gesmag het na 'n vriend, toe hulle in hulle diepste nood was, of hy blind was, of hy siek was, hy lam was, Jesus opgesoek. Wanneer hulle alleen en eensaam was, hoe Jesus hulle vriend. Maar let veral op die kruis. Hoe toe ons hom die nodigste gehad het, toe net sy beste gegee, hy het alles gegee. Hy het homself in ons plek gegee. En Jesus het aan die kruis gedoen dit wat hy die aand, wat sy disippels vooraf beloof het, groter lief as dit het niemand nie. Iemand sy lewe aflê. Jesus se vriendskap, sy liefde vir ons, is nie een van ons gewinne op sluiting. Dis hierdie Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, wat ons het so tevrede in onsself kan doen. Ons het so vol is van onsself, en dink ons kan hom dien op ons terme, waar ons hom nodig het, en as ons goed oor die weg kom, dan is hom nie regtig nodig nie. Dit is aan ons. Jesus die uitnodiging, rustig, saam met die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, saam met hom eet, en hy saam met my. Hoor julle? Jesus roep ons tot bekeer. Net soos in die geval van die gemeente in Laodicea, roep hy nie hier na mense wat nog nooit geglo het nie. Hy roep nie mense uit die heidendom of wat nog nooit van geken het tot bekering nie. Maar hy roep gemaklike, selfvoldane gelowiges. Mense wat heeltemal getank, nie eens warm meer is vir Jesus, roep hulle tot bekeer. Heilige Gees doen alles sodat ons Jesus se stem kan hoor. Ons elkeen het tog 'n Bybel. Ons het toegang tot 'n Bybel, sodat ons hierdie Jesus se roepstem deur die Bybel kan hoor. Ook hier op 'n Sondag in die erediens hoor ons Sondag vir Sondag deur die prediking hoe Christus uitgewys word, hoor ons sy roepstem. Ook deur ons omstandighede, baie keer in ons seer, skep die Heilige Gees in ons harte 'n smagting, 'n verlange na vriendskap met Jesus. En as hy my vriend is, maak al die ander goed nie saak nie. Dit waarna ons soek in baie geld, in verkeerde vriende, in mag en in aansien, in pret en plesier, die goeie lewe, in die hier en die nou, of in drank en in dwelm, na hom na wie elkeen van ons se harte smag. Die Amen, vir wie alles geskep is, die beheer van alles. Alles wat Jesus tydens sy bediening op aarde, en vandag deur sy woord en gees doen, is daarop gerus. God se kind, en hom te trek, hy ons vriend kan wees, en ons tyd. Hy trek ons na sy hart toe, en hy wil hê dat ons harte met hom moet deel. Dit gebeur in 'n heerlike saamwees. Jesus by my, ek by Jesus. Dis vriende om 'n etenstafel, alle harte deel, ons leer mekaar die beste ken om 'n etenstafel. Ons lag en ons huil saam, dis so eg, dis so persoonlik, Jesus en ek saam, ek en Jesus. Dis waarna hy smag, alles doen, totdat dit. Die deur vir Jesus oop te maak, gaan nie soos baie mense leer, as hulle verwys na daai
Gees te bekeer en as jy na jou hart vir die Here gee. Dis nie maar oor dit gaan nie. En by hierdie brief is gerig aan reeds bekeer in 'n gemeente, Laodicea kerk. Jesus praat met reeds gelowiges. Hy praat met vermeerde kerke en dit is elkeen van hier hierdie woorde. Om hulle louheid, hulle gemaklikheid en selfgenoegsaam met hulle staan en om dan in 'n innige vriendskapsverhouding met hom te leef. Dis enige verhouding is dit iets waarmee jy elke dag moet werk. Enige verhouding vereis harde werk. Iemand het gesê net bossies vertel spreek. Verhouding, werk. Elke dag sit ek Christus se hart op oor die sake op my tafel. My besluite, my vreugdes en my trane, my vrese en my oorwinning. En ek deel dit met hom, bidend rondom sy woord. Terwyl ek ook daagliks luister en wat hy deur sy gees en woord vir my leer, wat is reg, wat is verkeerd, hoe moet ek in sy spore volg, en van waar moet ek wegbly van dinge wat nie reg is. Jesus wil alles wat hy by die Vader hoor met ons sy vriende deel. Die verbiddende tyd saam met die Here en hom deel. En miskien is dit die barometer. Hoe lyk jou Bybellees? Gebedslewe, tyd saam met die. Moenie jouself bond. Jy bond nie te iets. Het julle fyn opgelet toe ons hierdie gedeelte saam gelees het, oor watter belofte hou so innige vriendskap met Jesus in? Kom ons lees dit weer. Jesus sê, wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon. Vriendskap met Christus, die opgestane Here, is 'n ewige vriendskap. Waar ek nou saam met hom leef en beweeg, en hy deur sy Heilige Gees by my is, gaan daar 'n tyd en 'n dag aanbreek, waar ek vir ewig by hom gaan wees, en Jesus sê waar dit is, hy sê, op my troon, en wie is ook daar, by Jesus se troon? Die Vader. Jy sien, net in Christus, kan ek vir ewig by die Vader wees, waar hy my God is, en ek sy kind. Dis waar daai vriendskap ons gaan uitbring. Jesus klop opnuut aan die deur in jou hart. Hy wil 'n innige vriendskap, verhouding met jou aanknoop. Hy met jou, en hy wil hê jy moet ook met hom. Hy het jou so lief, dat hy alles sal doen, dat elke kind van God in so 'n verhouding met hom sal staan. Aan die kruis het hy vir ons reeds gewys hoe ver hy sal gaan, sal ly, sal swaar kry, om dit moontlik te maak. Hy gaan verder, hy stort sy gees in ons harte uit, om hierdie verlange in ons wakker te maak, hierdie smagting, sy vriend te wees. En hoor ek op hy weer, en ons weer. Ons sluit af. Jesus se woorde, elkeen van waar hy sê, laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Amen. Kom ons sing Skrifbereiding 15:8, ons sing daarso. Ek het nou net die vers nie in die daarso. Daar is 2 verse. Ek dink dit is vers 6 en 7 as ek nou reg kan onthou, maar daar is 2 verse. Kom ons dit is 'n mooi beruiming van ons skrifgedeelte. Kom ons sing hierdie lied saam waarna julle weer kan gaan sing.
Sondag 7 van ons Heidelbergse Katekisme sluit nou aan by hierdie gedeelte in Openbaring. En ek dink en verseker die mees bekendste skrifgedeelte in die Bybel, hierdie Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ja, in hierdie baie belangrike skrifgedeelte leer ons, dat net my geloof in Christus laat my deel kry aan die lewe tot in ewigheid. Nou kan ons in 'n wêreld waar elke mens maar ietsie glo, kan ons vra, maar wat is 'n ware geloof? Hoe gebeur dit dat ek werklik kan glo? Ons belydenis gee die antwoord, dat ons belydenis sê, 'n ware geloof is nie 'n alleenstaande, gaan ek gou vir my enetjie aan. 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergifnis van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Julle opgelet, as ons belydenis praat van 'n ware geloof. Met ander woorde, daar is ook 'n valse geloof. Julle kan gerus weer die brief van Jakobus gaan lees. Hy lê nogal redelik klem op 'n valse geloof, dat daar 'n geloof kan wees, wat ek my hele lewe deurgaan, en dat ek eendag voor die Here gaan staan, en hy gaan vir my sê, jy nooit geken nie. Geloof, Gees in ons harte werk, kom en nie daai inenting waar ons 'n takkie en 'n stam inent. Daai ent ons is 'n loot in 'n wingerdstok in Christus in. Die lewe wat daar in Christus is, word die lewe daar in my is. Dit word my alles, en dit begin, belydenis sê by 'n vasstaande kennis in Jesus. Ons belydenis sê, dis 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, verwaar en vas. Nee, geloof kan nie alles verklaar, want die Bybel is nie 'n wetenskaplike geskiedenishandboek nie. Geloof kan nie altyd alles uitwerk en beredeneer nie. Tog is dit oortuig van baie dinge wat ons nie sien nie. Maar ons weet dit wel, want die Bybel leer dit. Ek het dit al geleer. Ek het dit oordink, bidden. Ja, 'n groeiende kennis van die Bybel is noodsaaklik vir 'n ware geloof. Om God werklik te ken, moet ek hom, om 'n vriend van God te kan wees, om sy kind te kan wees, moet ek 'n vriend van Jesus. Hy kom en leer wie die Vader is. Geloof verg biddende tyd rondom God se woord. 'n Ware geloof leef oor God se woord. Maklik of moeilik, lekker of glad nie lekker, ek doen dit in oortuiging van God se woord. Maar 'n ware geloof is ook 'n vaste vertroue. Die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God my uit loutere genade slegs op die grond van die verdienste van Christus, vergifnis van sondes, ewige geregtigheid en saligheid gee. Wanneer ek die Bybel lees, die Gees self is groot uitlees van die Bybel, kom lê die Gees elke belofte van God in my hart, asof God daardie belofte persoonlik aan my maak. Vir elke liefdesdaad van God, word 'n liefdesdaad aan my. Elke opdrag is 'n opdrag persoonlik aan my gericht. Christus se skuldoffer aan die kruis, as 'n offer wat hy vir my gebring. Sy opstanding uit die dood word my opstanding uit die dood. Sy heerlikheid, my Heer. Moet ek deel aan? Geloof, gebou is op 'n gewisse kennis. Kom ons bid die Onse Vader gebed. Ons gaan dit saam sing, Skrifruiming 10:2, en dan gaan ons bly staan, dan gaan ons antwoord direk daarna met Skrifruiming 11:2, vers 1 en 4. Maar kom ons bid, as gemeente saam, die Onse Vader.
Psalm 11:2 is herinnering van my bekende Jesaja 43 wat sê, jy's my, met ons Christus. Kom ons jubel oor hierdie liefde. Kom ons rig ons hart op ons Here en ons uit mekaar in sy hand van seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genade. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede.